Hallo almal, dis ek, Juffrou Lizelle. Welkom terug by nog 'n exciting les in ons bergpreekreeks. Nou, ek moet sê julle, sover het ons net soveel amazing dinge geleer uit ons bergpreekreeks. Ons het nou byvoorbeeld dinge geleer soos die saligsprekinge en hoe om die sout en die lig van die wêreld te wees en hoe om te bid en ook hoe om skatte in die hemel bymekaar te maak. En ewen julle soos laasweek, hoe om nie te bekommer nie. En vandag se les julle is ook 'n baie belangrike een. Dit word nou genoem om ander te oordeel. Nou, julle voor ons nou met vandag se les wegspring en leer wat Jesus ons geleer het in sy preek oor om ander te oordeel, wil ek nou hê ons moet eers gou ons hartjies oopmaak en bid en dan kan ons 'n paar liedjies saam met mekaar sing vir God. Is julle gereed? Kyk, maak dit julle oop. Liewe Jesus, dankie dat U ons vandag bymekaar gebring het om uit U woord te leer. Maak asseblief ons hartjies en verstand oop om te verstaan wat U ons wil leer oor om ander te oordeel. En Jesus, soos ons 'n paar liedjies vir U sing, help ons asseblief om van alles en almal rondom ons te vergeet, sodat ons fokus op U en ons les sal wees. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Awesome julle. So nou dat ons gebid het, is dit nou tyd om op te staan en gereed te maak om vir Jesus te loof. Nou, onthou nou om te sing en dans met alles wat jy het, want Jesus verdien niks minder nie. Okay, is julle gereed? Okay, let's go. Let me hear the worshipers! Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Y'all got it now. Help us sing it. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise
dit nie net so amazing nie? Ek love dit net om vir Jesus saam met julle almal te aanbid. Elke keer wanneer ons nou vir hom sing, dan voel ek net hoe God se vreugde en liefde die atmosfeer vul. Nou, ek het eintlik vir julle 'n vraag. Het julle al ooit iemand gehad wat julle onregverdig geoordeel het? Miskien het 'n vriend nou by die skool iets gesê soos, jy is so sleg in hierdie speletjie, of jy is weird. Of dalk het iemand vir jou gelag oor wat jy gedra het, of hoe jy lyk. Nou, hoe het dit vir julle gevoel? Ja, dit voel nie lekker nie, nee? Maar as ons nou eintlik eerlik is met onsself, ons het ook al dieselfde ding aan ander mense gedoen. Miskien het ons nou gesien hoe iemand 'n fout maak en dan by onsself gedink, wow, ek sal nooit iets soos dit doen nie. Of dalk het ons oor iemand agter hulle rug gepraat sonder om eers die volle storie te weet. Nou, julle in vandag se les gaan ons leer wat Jesus gesê het oor om ander te oordeel deur Matteus 7 vers 1 tot 5 saam met mekaar te lees. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die plank in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Wow, julle, die is so 'n belangrike skrifgedeelte oor om ander te oordeel. Dink nou 'n bietjie daaroor. Imagine nou, ek het hierdie plank wat uit my oog uitsteek. Maar ek loop rond en ek sê vir ander, hey, jy het iets in jou oog. Maar wat eintlik in hulle oog is hierdie klein splintertjie wat jy skaars kan sien. Dit sal mos nou belaglik wees. Maar dis wat mense doen, julle. Mense hou daarvan om ander mense se foute uit te wys, maar hulle vergeet, hulle het ook foute. En Jesus het ons nou geleer dat as ons dit doen, dan is ons eintlik skynheilig. Nou ek weet nou nie van julle nie, maar ek wil beslis nie skynheilig wees nie. So, wat is ons veronderstel om te doen? Wel, Jesus het gesê, ons moet eers die plank uit ons eie oog verwyder en dan kan ons ander help om die splinter uit hulle oog te verwyder. Wat beteken julle, dat ons moet nie stop en nou net ander mense oordeel nie. Ons moet eers gaan en onsself vra, doen ek dieselfde ding wat hulle doen? Of doen ek dalk iets erger? En is my hart ooit reg ewen met God? Nou, sodra jy daardie vraag geantwoord het en jy maak jou hartjie nou reg voor God en jy sorteer dinge uit, dan kan jy, as jy sien iemand doen iets verkeerd, sonder om hulle te oordeel, hulle help besef wat hulle verkeerd doen. Julle sien, Jesus wil nie hê ons moet rondgaan en vinger wys na ander mense en maak asof ons beter is as hulle nie. Jesus wil hê ons moet genade wys en vriendelik wees, selfs wanneer iemand 'n fout maak. Want om die waarheid te praat, ons het almal genade nodig. Ons almal mors partykeer op en ons almal doen dinge wat ons nie trots op is nie. So, kom ons wees nou nie gou om ander te oordeel en hulle foute uit te wys nie. Want Jesus het ook gesê, in dieselfde mate waarmee jy ander oordeel, sal jy ook geoordeel word. Julle sien, dink daaraan om ander te oordeel soos jy wat nou jou vinger na hulle toe wys. Nou, kyk gou vir 'n oomblik bietjie na jou hand as jy jou vinger wys. Kyk, daar's nou een vinger, jou wysvinger, wat wys na die persoon wat jy oordeel. Maar, let op, waarheen wys jou ander vingers? Jou duim wys eintlik op na God toe. En wanneer jy iemand oordeel, dan oordeel jy nie net hulle nie. Jy sê eintlik ook vir God, jy het nie 'n goeie werk gedoen met daardie persoon nie. En julle, dis glad nie waar nie.
En kyk nou na jou ander vingers. Waartoe wys hulle? Ja, hulle wys reguit terug na jou toe. Wat weer eens net vir ons wys dat wanneer jy ander oordeel, dan sal jy ook geoordeel word. So julle, in plaas van om vingers nou te wys na ander mense toe, moet ons miskien eerder ons hande oopmaak om ander te help en ons moet hulle lief hê soos wat Jesus doen. Nou, uit vandag se les julle wil ek hê ons moet die volgende leer. Nommer 1, dink voor jy oordeel. Julle sien, volgende keer voor jy nou iemand oordeel, vra jouself bietjie, sal ek wil hê iemand moet my so oordeel en hierdie lelike dinge oor my sê? En as die antwoord nee is, moet julle dan hulle eerder nie oordeel nie. Nou die volgende ding wat ons moet leer is, nommer 2, kyk eers na jou eie hart. Nou julle, in plaas daarvan om die verkeerde dinge in ander mense uit te wys, stop eers en dink of jy dieselfde ding doen, of selfs dinge doen wat erger is. Want as jy doen, dan het jy geen plek om ander mense te oordeel nie. Nou 'n ding wat ons kan leer is, nommer 3, bid vir ander in plaas daarvan om te skinder. Julle sien, ons almal maak foute. Maar in plaas daarvan om te skinder, as iemand nou dalk 'n fout maak, moet ons dit nou eerder na God toe bring en die situasie by sy voete neerlê en bid dat God hulle sal help, net soos wat hy ons help. Nou die laaste ding wat ons kan leer julle is nommer 4, wys liefde en genade soos Jesus. Julle sien, Jesus het nooit mense geoordeel nie. Hy het hulle nou net eerder lief gehad en hulle vergewe en hulle gehelp om te verander. En hy wil hê ons moet dieselfde doen. Nou, julle, om ons te help onthou wat ons nou sopas geleer het, gaan ons 'n awesome craft maak. Is julle gereed om te sien wat dit is en hoe om dit te maak? Awesome. Kom ek wys dan gou vir julle wat dit is. Wow julle, love julle nie net om al hierdie crafts te doen wat so perfek pas by ons lesse nie? Ek weet ek doen. So maak seker jy download nou die bladsy wat jy nodig het om hierdie week se craft te maak, deur na die beskrywing van vandag se video te gaan en op die blou link te klik waar dit sê, hier is vandag se craft link. Nou, sodra jy klaar is met jou craft, julle asseblief moenie vergeet om vir julle ouers te vra om vir my 'n foto te stuur nie, want ek love dit net om te sien hoe kreatief julle is en ook ek love dit net om julle crafts met almal te deel in ons lesse. Nou met dit gesê julle, kom ons kyk gou na al die amazing crafts wat julle vir my ingestuur het vir laasweek se les.
Well done julle. Julle het almal so goed gedoen met julle crafts. Baie dankie dat julle dit nou ingestuur het sodat ek dit met almal kon deel. En baie dankie dat julle die tyd gevat het om julle crafts te doen. Nie net vir my nie, maar vir jouself. Want as jy nou craft doen, help dit jou om die les wat ons gedoen het te onthou. Nou, as jy nog nooit 'n craft ingestuur het nie, wil ek jou aanmoedig om asseblief dit te doen deur na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan en dan 'n foto van jou craft in die comment section van ons craft post te los. So, julle, nou dat ons amper aan die einde is van ons les, kom ons sing gou nog een liedjie saam met mekaar vir Jesus en dan sluit ons les af. Wow julle, wat 'n amazing tyd wat ons sopas gehad het. Baie dankie dat julle my nou gejoin het vir ons les. Kom ons bid gou saam met mekaar voor ons groet. Liewe Jesus, dankie vir die woord wat ons leer om ander lief te hê en nie te oordeel nie. Help ons asseblief om mense te sien soos U hulle sien, met vriendelikheid, geduld en liefde. Vergewe ons asseblief vir die kere wat ons ander geoordeel het. Help ons asseblief om eerder na ons eie harte te kyk en reg te maak met U. En Here, wanneer ons wel iemand reg help, help ons asseblief om dit te doen met liefde en genade. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê,
Amen. Wel julle, dis ons les van vandag. Onthou, voor jy iemand oordeel, stop nou en dink, het ek 'n plank in my eie oog? En as jy het, haal dit dan eers uit en dan kan jy ander help met liefde en genade. Ek sien julle weer in die volgende een, maar tot dan, bly vriendelik, bly vol blydskap en onthou altyd dat Jesus so lief is vir jou. Bye julle!